Vriende, ons lees vanoggend uit 1 Korintiërs, uit 1 Korintiërs 11 vanaf vers 27. Is nie so 'n lang stukkie nie, maar dis 'n bekende gedeelte in die Bybel. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 27. Die voorafgaande gedeelte is die gedeelte wat ons altyd lees wanneer ons die nagmaal saam gebruik, wat vir ons vertel van Jesus wat self die brood gebreek het en saam met sy disippels. En so die gedeelte wat ons vanoggend lees, vloei uit daai gedeelte uit wat Paulus skryf aan die mense wanneer hy praat oor die nagmaal en oor wat dit beteken vir ons as gelowiges. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 27. Daarom, wie op onwaardige wyse die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens die brood eet en uit die beker uitdrink. Want die een wat eet en drink sonder om die liggaam van die Here daarin te onderskei, is besig om 'n oordeel oor homself te eet en te drink. Ek wil graag vir ons die boodskapvertaling ook daarvan lees, want ek dink die boodskapvertaling help ons 'n bietjie dit grond, 'n bietjie meer verstaanbaar maak in ons taal. Die boodskapvertaling lees die volgende. Dit beteken dat 'n mens nie sommer skouer ophalend die nagmaal kan eet asof dit niks is nie. As jy dit op so 'n traag mynieagtig manier doen, is jy amper net soos daardie mense wat vir Jesus geslaan en gespot het toe hy gekruisig is. Hulle het nie besef wat die dood van Jesus regtig vir die mense beteken nie. Wil jy regtig soos hulle wees? Sekerlik nie. Kyk dan diep in jouself en soek na die redes hoekom jy die nagmaal eet. Toets jou gesindheid voor jy die brood en die wyn vat. As jy die nagmaal gebruik, maar jy gee nie om vir die brood, wat die brood en die wyn beteken nie, kan dit ernstige gevolge vir jou hê. Ons lees tot sover. Maar laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens die brood eet en die wyn drink. Nou die afgelope week het ek ietsie gedoen wat ek nooit gedink het ek sou geniet het om te doen, soos wat ek ouer is nie, maar ek het ons kar gediens. Verskoon my. Ek het ons kar gediens. En ek is in hierdie bevoorregte posisie dat ek nog 'n voorman het wat oor my skouer kan kyk en seker kan maak dat ek nie nonsies aanjaag nie. So my pa was ook lekker by my toe ek my kar gediens het hierdie week. En ek het nooit Ekskuus julle, ek weet nou nie wat nou hier fout is nie. En ek het nooit gedink dat ek het so baie gaan geniet om iets te doen soos 'n kar te diens toe ek jonger was nie. Maar ek geniet die voorreg daarvan om met my hande besig te wees. Ek geniet dit om 'n probleem op te los en om noukeurig besig te wees met iets. En ek geniet ook natuurlik die groot satisfaksie dat wanneer ek dit self doen, dit 'n fraksie van die geldkos is wat ek dit na 'n werktuigkundige toe neem. En terwyl ek besig is om die kar te diens, dink ek aan die woorde van iemand in ons gemeente, Alex en Mia is nou nie hier vanoggend nie, maar dink ek aan wat Alex vir my sê, wat ook 'n meganiese ou is wat daar by Orchard werk. En Alex het vir my eendag gesê, wanneer jy 'n kar diens, gaan dit nie oor die goeders wat jy moet aftik op die diens nie. Dit gaan nie oor die goed wat jy vervang nie, dit gaan oor alles rondom die diens. En ek kon nie lekker verstaan wat hy bedoel het oorspronklik, en toe vra ek vir hom, maar wat sê jy nou eintlik? Toe sê hy, as jy jou kar diens, is dit een ding om net jou olie te vervang en jou filters en al daai tipe dinge te doen, maar dit is iets anders om te kyk na die kar in sy volledigheid. 'n Goeie diens beteken inspeksie van alles op jou kar. Beteken jy kyk na jou remskoene en jou bande. Dit maak dat jy die klap oopmaak en jy gaan kyk na al die pypies. Jy weet, is daar krake in die goeters, werk alles nog lekker reg? En as jy 'n fout sien, vervang jy dit voordat dit 'n fout word. Jy weet, as daar 'n kraakie is, vervang liewer die pyp nou voordat hy breek en jy sit langs die pad en jy het 'n probleem. Kyk vooraf. Doen 'n diepte ondersoek. Moenie net die taakies afhandel en van die een ding na die ander ding toe gaan nie.
Maar neem jou tyd. Dis beter om liewer voorkomend na iets te kyk. En toe hy dit sê, toe dink ek, weet, dit is waar, en dit is ook 'n kenmerk van 'n goeie werktuigkundige in die verlede. Toe moes ek die agterste ruitveer vervang het op ons Etios. En toe ek kyk, toe lyk dit net nog te veel moeite. Jy kan dit net by Toyota koop en dit is 'n hele storie, en toe dink ek, okay, ek sal maar 'n ander keer daarna kyk. Maar so vat ons die kar na 'n werktuigkundige toe, en ek vergeet om vir hom te sê van die agterste ruitveer wat vervang moet word. En toe ek die kar gaan optel, en hy gaan deur alles want hy kyk ook alles as hy deur dit gaan, en toe ons deur alles gaan, toe sê hy, and by the way, ek het jou agterste ruitveer vir jou vervang. Ek het hom nie gesê om dit te doen nie, ek het vergeet om dit vir hom te sê, maar hy het dit gedoen. Goeie werktuigkundige kyk na die hele kar, vervang iets voordat dit 'n probleem word. Maar dit is so dat mens kan nie altyd voorkomend kyk na jou kar nie. Soms het jy nie geld om nou 'n part te vervang nie, soms het jy nie die tyd om dit te doen nie. En in my grootword jare het ons 2 karre gehad. Ons het 'n Chef Chevrolet en 'n Mazda 323 gehad, en ek vra toe vir my pa om te gaan soek vir foto's van dit. En daar's klein Dewald, ek dink my ma is swanger met my suster hierso. En dis ons ou Chef Chevrolet, en daar is ek besig om die getaway kar te ry. Ek wil nie vir pappa wag om verder in te pak nie. Maar hierdie kar is 'n wonderlike kar. Maar weet julle hoeveel keer het hierdie kar gaan staan? Ek was van 'n jong ouderdom af baie goed bekwam om 'n kar in te tou huis toe, want ons het soveel kere gehad dat of die Chef gaan staan of die Mazda gaan staan. En die rede hoekom dit is ons het nie geld gehad om die goed reg te diens nie voorkomend te diens nie. So as jy nie jou kar voorkomend diens nie, dan kry jy soms 'n situasie dat jou kar gaan staan langs die pad, of daar's groter probleme. En baie keer as 'n mens nie voorkomend na iets kan kyk nie, dan kos die rekening jou baie meer as wat jy op die ou einde van die dag net die klein dingetjies sou kon vervang het. So hoekom noem ek al hierdie dinge? Ek het nou nie vanoggend hiernatoe gekom om vir julle te praat oor karsorg nie. Dit het my laat dink oor ons geestelike lewens. En dit het my laat dink oor die moeite en aandag wat ons in ons eie verhouding met die Here insit. Hoe lyk ons verhouding met God, met die Here? Wat is die moeite wat ons in ons geestelike lewe insit? Want dit voel vir my baie keer skeep ons geestelike lewe af totdat daar 'n krisis kom. Ons gaan maar net hierdie emotions en doen maar net al die normale dinge. Maar dan gebeur daar ook iets by die werk, of jy gaan deur 'n moeilike tyd. Dalk is daar 'n sterfte in die familie, of iets het gebeur. En dan hardloop ons weer terug na die Here toe. Dan besef ons weer dieplik ons afhanklikheid van die Here. Maar ek dink ons besef nie wat 'n ware verhouding met die Here eintlik beteken as ons dinge so doen nie. Want om net jou olie te ruil maak nie 'n stikkende kar heel nie. Ons geloofsgewoonte is om te bid, om Bybel te lees, om kerk toe te gaan. Dis alles geleenthede wat ons lei na ontmoetings met die Here toe. Dis alles dinge wat ons doen wat deel is van ons geloofsgewoontes. Maar as ons nie hierdie geloofsgewoontes toepas op so 'n manier dat dit ons verhouding met die Here verdiep nie, dan is dit amper sê nutteloos. Want wat is dit dan? Dan is dit net weer 'n lysie van dinge wat ons aftik. Dit is net die olie wat ons ruil, die ligfilter wat ons vervang of die oliefilter wat ons vervang. Daar word nie intense diep diens gedoen aan ons geestelike lewe nie. En ek weet dit is moeilik. Dit is 'n uitdaging. Ons almal het besige lewens, ons het families, gesinne, werke. Dit is moeilik om soms die oomblik te vat om regtig met die Here 'n koneksie te hê. Maar as ons net vinnig vir die Here dankie sê vir die dag terwyl ons kussing op die bed lê voordat ons in die slaap raak, dan moet ons nie verbaas wees oor die resultate wat ons gaan kry in ons geestelike lewe nie. Ons lees in Jesaja en dan later in Matteus waar Jesus dit aanhaal, my volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Ek dink baie keer is ons intensies goed, maar ons beleef onsself in 'n punt wat ons net die basiese doen en dink dit is genoeg. Maar vriende, as ons werklik 'n verhouding met die Here wil hê, dan gaan dit oor die hele service.
dan gaan dit oor ons geestelike hart oop te maak vir die Here. Werklik onsself oop te stel om ontmoeting met die Here te hê, tyd te neem om selfondersoek toe te pas. Nou wanneer mens met 'n kar besig is, kan jy baie tel uit die olie wat jy aftap. Jy kan sien hoe gesond jou engine is of nie, jy kan sien of daar skade in die engine is of nie. En net so wanneer ons selfondersoek toepas, dis die enigste geleentheid wat ons werklik kan sien waar staan ons met ons geestelike lewe. Wat ons kan onderskei, is ek op die regte plek? Hoe lyk my verhouding met God? Het ek 'n verhouding met die Here of sien ons maar net mekaar in die verbygaan? En dit is hoekom oggende soos vanoggend vir my baie waardevol is, wanneer ons nagmaal saam gebruik. Want wanneer ons die nagmaal saam gebruik, is dit nie net nog 'n geloofstaak wat ons aftik nie. Dit is nie net 'n gewoonte of 'n ding wat ons doen, omdat ons dit maar nou net doen nie. Dit is nie net nog 'n roetine taak as ons nagmaal gebruik nie. Wanneer ons nagmaal saam gebruik as gemeenskap, is die nagmaal die plek waar ons ons eie engine kap oopmaak. Dit is wanneer ons elkeen na binne toe kyk, onderskeidend vra, hoe lyk my verhouding met U? Dit is nie net iets wat ons ontvang nie, dit is 'n aktiewe oomblik van onderskeiding in ons geestelike lewens. Wanneer ons nagmaal gebruik, bring ons al ons krake, al ons uitbranding, al ons versteekte foute, die dinge waarmee ons sukkel, al daai gaga goed wat in ons geestelike olie vassit, tap ons uit en bring ons voor die Here. Die nagmaal is 'n oomblik van selfondersoek. Here, is ek op die regte pad? Hoe lyk my en jou verhouding? Doen ek dit wat ek sê? Lewe ek soos 'n ware disipel van U? Al hierdie dinge bring ons na die groot plek van genade toe, aan die voete van Jesus se kruis. Want aan Jesus se kruis is die volle prys vir ons betaal. Ons het nou onbeperkte toegang tot die Here se herstellende genade. Hier om die nagmaaltafel, dit is die kern van ons geloofsintrospeksie. 'n Heilige oomblik van stilstand. Want dit is hier wie ons leer ken wie Jesus werklik is. Daarom, vriende, is ons bevoorreg om vanoggend saam hierdie heilige oomblik te kan deel. Iets wat nie net sommer net nog 'n ding is nie, maar 'n oomblik van stilstand en introspeksie by ons liefdevolle Heer.